om God te eer. Dominee Marius is vandag in Nodem, waar hy ook die diens daar sal lei, en Dominee Gawie vertrek vandag met verlof, en hulle is met vakansie tot die 31ste Julie. Nou so 'n tydjie gelede het iemand vir my gesê, ja, ons is dan besonder bevoorreg om om verskriklike sterk predikante ook hier by ons te kan hê. Nou, ek weet ek het nou nog so 2 weke terug, het iemand vir my gesê, iemand het vir hom gevra, waar is Dominee Pieter? Nou, vanoggend is Dominee Pieter hier, en hy was nog altyd hier gewees, ons het miskien net nie altyd gesien nie, hy was met tyd met verlof gewees in Suid-Afrika, en toe ook Bali toe gewees, maar so 'n bietjie vroeër in die jaar, sê jy onthou het ons 'n kerkasvergadering ook besluit om ook met 'n nuwe fokus in die gemeente te wees, en wat julle nou die laaste kwartaal gesien het, was Dominee Marius se verantwoordelikheid of sy fokus is hoofsaaklik hier in die stad gewees, terwyl Dominee Pieter op die platteland was, en nou elkeen van ons leraars het 'n vreeslike passie vir die hele gemeente, en nie net vir ons hier in Clarkson nie, maar ook vir elkeen van ons medegelowiges oor die platteland, soos dat julle ook oor die tyd die foto's gesien het. En met die pad nou hier van vorentoe, gaan ons werk dan nou ook so dat elke kwartaal ruil ons leraars met 'n spesifieke fokus, waar Dominee Pieter dan in hierdie kwartaal verantwoordelikheid neem vir al die aktiwiteite en dit en die organisering hier ook in die stad, terwyl Dominee Marius dan op die platteland gewees. Dit beteken nie dat ons Dominee Marius nie gaan sien nie, of Dominee Pieter wanneer hy daar is nie. Ons hou nog steeds by die reëling dat eenmal 'n maand die leraar wat by platteland fokus ook nog steeds hier by ons gaan wees. En dit was maar die groot rede. Dominee Pieter het nie wegbeweeg nie. Toe ons hieroor gesels het ek ook vir hulle gesê, julle moet onthou, hulle gaan julle mis, en dit gelyk ons het julle het hulle gemis, en daarom is dit ook vir ons lekker dat Dominee Pieter ook dan in die volgende kwartaal ook dan hierso by ons gaan fokus. Dan baie welkom elkeen van julle wat vir die eerste keer ook dan hier by ons is. Dit is vir ons lekker as julle ook by ons is, en hier in die ingangsportaal is dan ook 'n besoekersboek wat julle name kan inteken. In die week het ons 2 verjaarsdae, Ewald Koekemoer en Arne Swanepoel wat die 8ste Julie verjaar, en dan Dominee Gawie die 10de Julie. Dominee Marius is volgende week in Kalgoorlie, waar hy ook die diens daar sou gaan lei. En dan weet ek hier van die 14de tot die 19de is daar nou 'n verskriklike belangrike datum. Maar dit is vir ons kinders. Die kinders is vir hulle die belangrikste datum, dit is in die 14de en 19de, julle is met skoolvakansie. Nou wat julle nou mooi moet verstaan is, dit beteken julle moet bietjie meer by die huis help. Julle hoef nou nie by die skool te wees nie, maar bietjie meer by die huis help. Help julle ma en pa, en maak dan, julle moet nou so wees, dat wanneer die 19de kom, julle gaan mis as julle gaan skool toe gaan. Dit is vir julle, maar geniet julle vakansie, en ons hoop dat julle ook die rustyd ook sal geniet. Ons Bybelstudies, ten spyte van die skoolvakansie, gaan aan. Die senior Bybelstudie, elke tweede donderdag hier by die kerk, gaan voort. Julle kan Dominee Pieter kontak as jy daarby wil inskakel. Die aanlyn Bybelstudie, elke tweede woensdag aand, met kontak vir Dominee Marius, en dan die jong mense het nou so 'n hybrid stelsel. Hulle kom in die stad in persoon by mekaar, maar in dieselfde tyd ook aanlyn. Dus as julle wil inskakel daar, kan julle met Francine skakel. Sy sal vir julle ook daar so help. Dan bly julle uitgenooi, bly die uitnodiging vir hartsgesprekke. Dit is iets vir ons leraars verskriklik baie belangrik, om ook na ons uit te reik, en ook met elkeen van ons te kan gesels. As julle dan ook in die tyd, of vir Dominee Marius of vir Dominee Pieter dan kan kontak. Dan bid ons ook 'n biddende gemeente, en ek weet op ons nuusbrief is daar altyd 'n lang lysie mense van wie ons bid, maar ek weet ook daar's mense hier by ons wie se name nie op die nuusbrief voorkom nie, vir watter rede ook al, en wat ook met dinge worstel. Kom ons bid ook in hierdie week, kom ons dink aan elkeen van die mense wat nie op die lys is nie, wat worstel ook met gesondheidsprobleme, wiesem, bekommernisse, werksbekommernisse en ander bekommernisse. Die Here weet wie elkeen van julle is, en so kan ons ook anoniem elkeen van ons in ons gebede aan hulle opdra. En kom ons dink ook in die week aan elkeen van die mense ook. Baie dankie, Dominee Pieter. Die. Baie dankie, Jan. Ekskuus as hy Jan? Wat ek net seenlik maak, is ek reg? Goed, kan julle hoor? Ek kan myself nie hoor vanmôre nie, môre. Magiel sê ook net nou, Jan, jy maak ook soos ek foute. Dit is die Bybelstudie is Dinsdag vir die seniors, né? En die van julle wat wil bywoon, daar is regtig baie welkom.
Nou, dis regtig lekker om vir julle te sien. Ek wil nou gesê het nie, ek is nou bly om weer terug te wees nie, want dit sou nou nie heeltemal waar wees nie, want as ons in die platteland kom by die mense wat die Here daar liefhet, dan is dit dat ek ook bly is om daar te kan wees. So, ek moet bly wees om hier te wees en ek is bly om by julle te wees. Maar die belangrike is dat julle moet weet, julle is kosbaar en dis regtig lekker om vir julle weer te sien. Ek wil ook die Here vertrou dat vandag se boodskap is nogal 'n baie persoonlike boodskap weer, hoor. So maak julle maar reg vir 'n soort van 'n hartsgesprek van my kant af vanmôre met julle elkeen en in julle verhouding met die Here. Nou, toe ek in Esperance was, het ek die voorreg gehad om die Vrydag aand voor die erediens, die Sondag 'n Bybelstudie daar te by te woon. En dit was aanvanklik Jaco en Dot wat my genooi het, en die Bybelstudie word gehou by dit is Rukus en Jacqueline, en ek moet sê dit was vir my regtig 'n belewenis gewees om saam met hulle te wees. Baie by hulle geleer, maar ook besef dat hulle mense is met hulle eie lief en leed. Kyk, wat ander mense van ons so op die oppervlakte sien, lyk altyd so baie gelukkig, maar diep binne in ons is daar by elkeen van ons maar 'n versigtiging waarmee ons saam lewe en ook saam moet lewe en wat jy maar moet by aanpas. Maar dis waarvoor ons daar is, maar in daai gesprek, toe begin ons praat oor Psalm 23, en julle sal nou self weet hoe kosbaar Psalm 23 vir my is, en ek het toe met hulle daaroor gepraat oor wie die Here vir ons is. En daarom wil ek vanoggend ook begin. Dis interessant dat daardie aand toe by die huis kom, toe kom hierdie video, wat ek dink hy pas uitgekom toe, oor 'n beruiming van Psalm 23. En toe ek dit hoor, toe weet ek, die Here wil graag hê, ons moet daarna luister. En ek wil hê jy moet net so sit. Ons gaan nie saam sing nie. Ons sit net so, luister na hierdie woorde en besef dat die Here vir jou liefhet soos jy is. Ek kon niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Donker dieptes sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U is by my, U hou my vas, want U is by my, in U hande
Here, ons is die gemeente. In U is ons almal een en gedring deur U liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir U saam te aanbid, om getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir U te lewe. Here, verheerlik U self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir U koninkryk. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Nou, ek wil net graag dit bysê, ek dink Greta het ook verlede keer daarna verwys. As ons die seën uitspreek, ons moet onthou, 'n erediens is so 'n soort van 'n voorbeeld van ons hele lewe. En al die elemente van die erediens, om met ander woorde die Here aan te roep, om uiteindelik te seën, dis nie net 'n dominee wat die voorreg het om te seën nie. Julle het ook die voorreg om te seën. Jy moet 'n seën wees vir ander mense. Jy moet ander mense seën in jou gebede. Jy moet ander mense seën as jy hulle sien. Julle sal nou weet ook as ek huisbesoek byvoorbeeld doen, dan is dit altyd vir my belangrik om te sê, Here, seën hierdie huis. Seën die mense wat hier bly, want ek weet dat U hulle liefhet. En dit is waarom ook, nie net dink aan 'n seën wat jy ontvang nie, maar hierdie seën wat jy ontvang van die Here, is wat jy vir ander mense ook moet kan aangee. Ek wil nou vra, ons gaan nou 'n loflied sing. Ons gaan nou staan daarvoor en dan wil ek hê julle moet bly staan net na hierdie een loflied. Dan bly ons staan om direk daarna hardop ons geloof in die Here saam te bely. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam. Goed, ons gaan saam nou ons geloof bely, soos wat julle dit ook al uit jou hart uit ken. Kom ons doen dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Ek wil net daai skyfie so 'n bietjie ophou en ek wil ook vra Rian, as ek net toe kom by die skriflesing, wil ek hê dit net langs my wees. Ek wil dit nie groot gemaak hê nie, hoor. Julle sal sien ek het daar in die belydenis daai gedeelte onderstreep wat sê ek glo in die Heilige Gees en ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan 'n Christelike kerk, die gemeenskap van ons as gelowiges. Nou, ek dink nie ons verstaan hoe belangrik 'n geloofsgemeenskap vir ons Vader is nie. En ek hoop na vandag, want ek gaan met julle praat wat regtig tel. Wat regtig tel. Nie soseer wat vir ons tel nie, maar wat vir die Here tel. En ek hoop dit sal vir julle help om vir die res van julle lewe anders te dink oor wat dit beteken om deel van 'n geloofsgemeenskap te wees en dat jy ook uiteindelik jouself in daai prentjie sal kan sien. Maar voordat ons daarby kom ons bid eers saam. Onse Vader, ons sê vir dankie dat ons vanoggend so saam kan wees. Die grootste wonder is dat U hier is, Here. U is hier by ons deur die Heilige Gees. Ons weet dit nie altyd nie en sien dit nie altyd en ervaar dit nie altyd nie. Maar dit is wat hierdie byeenkoms so mooi, so heilig, so wonderlik maak. Dit gaan nie oor ons as mense in die eerste plek nie, maar hier om in U teenwoordigheid te wees, U nabyheid. Jesus het vir ons beloof dat waar ons so bymekaar kom, beloof U vir ons sal die Heilige Gees by ons wees, in ons wees, om ons te lei in die waarheid. En dis al wat ons nou vra. Asseblief, Here, wil U nie deur die woord met ons praat nie, wil U nie vir ons help dat ons in ons eie gedagtes en ons eie hart elkeen persoonlik sal verstaan wat U vir ons sê nie. Gee dat dit nie ingewikkeld en hoog sal wees nie, Here. Gee dat dit nie hoë dogma en teologie sal wees wat ons hart nie aanraak nie. Maar ons bid, Here, dat U is 'n Vader, en Jesus U as die Here van ons lewe, en U as Gees van God, wat U in ons is, ons Parakletos, die een wat vir ons help, dat U vir ons in hierdie paar oomblikke, Here, styf sal vashou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, voordat ek die gedeelte met julle gaan lees, die skriflesing, ek het, julle sal sien, as ons nou op die einde gaan uitkom by wat regtig vir die Here tel, sal julle agterkom dat dit is uiteindelik net wat God alleen kan doen. Dis hoekom hierdie tema nou so verwoord is. Nou hierdie is 'n tema wat 'n mens eintlik oor enige skrifgedeelte sou kon sê. Dat ek, voordat ek vir julle lees, sal ek vir julle sê waaroor dit regtig gaan. Ek gaan vir julle sê, dit is eintlik wat die Here doen wat belangrik is. Dit sou 'n mens oor baie skrifgedeeltes kon sê. Maar in die tyd wat ek nou in die platteland was, en ook die verskillende geloofsgemeenskappe van die Here besoek het, want dit is sy gemeenskappe, dis nie ons in nie. Al die mense wat in Geraldton is, in Esperance is, in Lake King is, as ons so in die aande by mekaar kom, het ek net tot die besef gekom dat dis die Here sinne. Ons vanoggend hierso is die Here sinne. En ek wil hê julle moet hierdie ding baie mooi verstaan. Ons byeenkoms hier is waar hy die opperherder is en ons is die kudde. Dit sluit my in. Hy is die hoof, ons is die liggaam. Hy is die hoeksteen, ons is die gebou. Hy is die allerheiligste en ons is sy tempel. En ek wil hê julle moet verstaan dat om 'n geloofsgemeenskap te wees beteken dat my lewe hier, en ook as ek hier uitstap, staan onder die gesag en die heerskappy van Jesus self.
Dis wat dit beteken om 'n gelowige te wees. Om 'n gelowige te beteken nie net ek het belydenis van geloof afgelê en ek het 'n lidmaatskap of ons dit nou het of nie het nie. Dis nie wat belangrik is nie. Wat wel belangrik is dat jy die Here in jou lewe ken. Jy hom regtig ken. En dat jy hom in jou lewe beleef as die een wat vir jou liefhet. Meer as wat jy en ek hom sal kan lief hê. En kom ek sê sommer nou van die begin af, weet julle wat vir die Here tel? Dis jy. Ek het nie tyd wat ek in Lisel gery het ek in my gedagtes baie keer vir die Here die vraag gesê, Here, as ek nou so by al hierdie plekke uitkom, waar mense by mekaar kom vir U te aanbid, waaroor gaan dit vir U? Wat is vir U belangrik? Hoekom doen ek dit? Waarom sal ek hierdie afstande ry? Hoeveel kilometer? 8 ure se ry, 9 ure se ry Esperance toe. 8 ure se ry Kalgoorlie toe. Waarom doen ons dit? As dit net, party mense sal sê, dis totaal en al sinloos. Hoekom doen julle dit? Dis eintlik 'n vermorsing van tyd. Maar ek het tot die besef gekom, nie vir die Here nie. Want vir die Here gaan dit nie oor hoe ons dink daaroor nie, maar oor hoe hy dink. En wat die Here vir my duidelik gemaak het, is dat hy vir julle almal liefhet meer as wat julle sal besef. Ek het dit nou al 'n paar keer gesê, dat daar is 'n gedeelte in Korinte, toe Paulus in Korinte was, dit staan in Handelinge 18, as ek dit nie mis het nie, en dit is nadat hy nou vir 'n lang tyd in daai plek gewerk het, onder andere die brief wat ons nou gaan lees, en hy was net op die punt om te gaan, want niemand wou tot geloof kom nie. En toe die Here hom gestop en vir hom gesê, Paulus, jy kan nie nou gaan nie. Want hier's baie mense nog in Korinte wat ek liefhet en wat my nie ken nie. En ek sê nou vir julle, dit is waarom ek hier is en dis waarom julle hier is in Wes-Australië. Dis waarom jy is waar jy is. Maar ek wil terugkom na dit wat nou, voordat ek hierdie gedeelte met julle gaan lees, en dis hoekom ek julle nou min laat sing het, want ek wil hê julle moet dit nou baie eenvoudig verstaan. Dit gaan oor jou. En ek sal dit vir jou bewys, dit gaan oor jou. Johannes 3 vers 16, toe Nikodemus na Jesus toe gekom het hy vir hom gesê, Nikodemus, ek sê vir jou waaroor dit gaan. God het die wêreld lief, so lief dat hy sy seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En in die sirkel van genade wat ons nou verlede jaar, of was dit nou die jaar voor dit, ek raak ook nou al met mekaar deurgepraat het, julle sal weet, daai 4 dinge is dat as die Here my liefhet, moet ek soos hy ander mense lief hê. As die Here my vergewe in Jesus Christus, moet ek soos hy ander mense kan vergewe. Hoeveel keer? 70 maal 7 keer, Petrus sê Jesus vir hom. Nie net 1 keer nie. Dan moet ek soos Jesus, deur die geloof wat ek in hom het, 'n nederige mens word. En ander mense met my lewe dien. Hulle hoër ag as myself. En dan moet ek die mooiste bykom. Ek moet daai mense met myself versoen, soos wat God homself met ons versoen het. Dis die evangelie. Maar hierdie evangelie het Jesus in sy heel eerste boodskap baie duidelik gemaak. Julle sal weet die bergrede, ons hou so baie daarvan my saligsprekinge te lees. Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou daar begin dit, jy moet as kind van die Here afhanklik van hom wees, by hom wees, dis die beginpunt van alles. Maar as jy by hom is, geseënd is jy as jy sagmoedig is, as jy barmhartig is, as jy honger en dors na geregtigheid, as jy treur saam met die wat treur, as jy, en Jesus kom maak het al hoe moeiliker later in die bergrede, as jy jou vyande lief hê,
As jy bid vir die wat jou vervolg, as jy die seën wat jou vervloek, kan jy sien dat, wat is vir Jesus belangrik? Jy moet verander in jou menswees, in jou persoonlikheid, in jou karakter, en ek en jy moet word wie hy is. En nou gaan ek vir julle baie belangrike ding sê. Dit gaan nie vir God oor hoeveel ons doen nie, maar oor die gesindheid waarmee ons dit doen. En ek sal dit vir julle ook bewys. In daardie einste bergrede het Jesus gesê, hy sê, mense sal na my toe kom en sê, Here, maar ons het in u naam geprofeteer, ons het duiwels uitgedryf, groot dinge gedoen. Gaan weg van my, want ek ken julle nie. Wat het nie verander nie? Die Engelse praat so mooi van, hulle sê, as jy die fruit sit, dan moet jy ook die root sê. Met ander woorde, my vrug wat ek dra, is die bewys dat ek Jesus ken, dat ek in hom gewortel is. Dis nie daardie fruits wat my red nie. Dis nie daai fruits wat bepaal of ek kind van die Here is nie. Wat bepaal of ek kind van die Here is net hierdie een ding. Hy ken my en ek ken hom. En as ek hom ken, verander ek. Ek kan nie dieselfde bly nie. Paulus sê, jy moet jou eie sondige natuur met sy hartstogte kruisig, die ou mens is verby, die nuwe mens het gekom. So waaroor gaan dit in Wes-Australië? Die nuwe mens het gekom, en dis wat julle moet begin verstaan. Die nuwe mens is hier, want God is hier, en hy wil ons verander om dit te wees vir hom. Julle sal self weet, Paulus sê, die vrug van die Gees is liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, sagmoedigheid, barmhartigheid, geduld en selfbeheersing. Ek het nog baie dinge gesê, eerlikheid, opregtheid. Op 'n ander plek sê hy, ek sê nou vir julle en ek waarsku julle, soos ek julle vroeër al gewaarsku het, want hy doen dit meer as een keer, dat die wat sulke dinge en watter dinge praat hy van, jaloesie, twis, haat, dit hoort nie by ons nie. Vuil taal hoort nie by ons nie. Want as jy en ek vir Jesus ken, dan verander ons word wie hy is. En waaroor gaan dit regtig? Gaan oor dat ek en jy moet verander. En hierdie lewe is die Here se kweekskool. En hoekom is 'n geloofsgemeenskap so belangrik? Want dit is hier waar die Here self deur sy woord en sy gees vir ons leer. Ons is in baie samelewingsverbande. Die Here sit my in 'n huwelik waar ek en Lisel mekaar moes leer ken, maar ook saam die Here moes leer ken, beter leer ken. Die Here sit 'n mens in 'n gesin. Hy gee vir jou kinders, hy gee vir jou kleinkinders, agterkleinkinders. Hy plaas jou binne 'n vriendekring. Hy sit jou in werksomstandighede wat nie altyd maklik is nie. Hy sit jou in 'n samelewing wat nie almal die Here erken nie. En in al hierdie lewensverbande loop ek persoonlik en jy persoonlik 'n verhouding in 'n pad met die Here, en 'n verhouding met hom om meer en meer te word wie hy is. Maar hy is ons rabbi. Dit is vir my so mooi dat Jesus het gesê, julle het nie 'n ander rabbi nie. Net hy is die rabbi. Ek is maar net 'n diensknegt. 'n Diensknegt van die opperherder. Hy is die herder. Julle moenie my volg nie. Julle moet hom volg. Soos ek ook hom volg in my lewe. Nou ja, kom ons gaan na die skrifgedeelte toe. En ek wil graag hê julle moet dit nou lees met dit as in gedagte. So vir Paulus en vir die Here gaan dit oor die volgende. Broers, susters, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense. Met ander woorde, mense wat nie verstaan dat dit gaan oor hierdie persoonlike verhouding met Jesus wat jou lewe verander nie. Jy is nog onder beheer van jouself. Jy handhaaf jouself ten alle koste teenoor alle mense. Jy het nog nie gekom by die punt waar jy jou hele lewe onder die heerskappy van Jesus stel nie. Daarom, ek moet met julle nog praat soos wêreldse mense. Almal van ons is in 'n sekere sin nog
bietjie wêrelds, en dis waarom daai afsterf van wat verkeerd is so belangrik is. Hy sê, ek het julle met melk gevoed, en dis nogal 'n ding wat ek oor gewonder het. Melkvoed, hy sê, nie met vaste kos nie, nê? Want julle kon dit nog nie verteer nie, en julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want, en hier was die groot hartseer vir Paulus, want julle is nog wêreldse mense. Waarom? Want daar kom jaloesie en twis onder julle voor, is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle nog wêrelds gedra nie. Nou, hierdie ding van melk en vaste kosse, ons gaan later terugkom daarna toe, maar dis interessant dat ons kan tog nie net bly die feit dat jy tot bekering moet kom nie. Ons moet dieper gaan na wat hierdie verhouding met die Here by implikasie vir jou en vir my beteken. En dit is die diepere dinge waarby 'n mens nie kan uitkom as mense nie eers die basiese verstaan van as ek 'n kind van die Here is, leef ek nie meer soos die wêreld nie. Hoe kan julle wat die genade van God ontvang het, nog dan in sonde bly voortlewe? Ons moet verby dit kom, na die punt wat ons weet, ja, ek is nie perfek nie, maar ek hoef nie meer oor en oor dit geleer te word nie. Hy sê, as een van julle sê, ek is van Paulus en 'n ander, ek is van Apollos, is julle dan nog nie wêrelds nie? Nou hier spesifiek, was dit nie net dat die mense onderling met mekaar beklei en getwis het nie, dit was ook gewees dat hulle onderling in hierdie gemeente, dat Paulus, waar die Here juist gesê, Paulus, jy moet hier bly, want ek het hierdie mense lief, daar's baie van hulle wat my nog nie ken nie. In hierdie einste gemeente wat die Here so lief het die mense nog wêrelds geleef en onderling met mekaar getwis en gesê, ek is van Apollos, of ek is van Cephas, of ek is selfs van Paulus. So Paulus het ook so 'n bietjie paar aanhangers gehad. En die feit is net, dan verstaan hulle nie. In die geloofsgemeenskap is julle nie onder 'n bepaalde dominee of geestelike leier nie. Julle is onder Jesus self. Verstaan julle? Julle is onder Jesus self, elkeen persoonlik. Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Dit is die Here wat laat groei. Dis alleen wat die Here kan doen en wat hy doen. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op gelyke voet. Met ander woorde, daar is nie 'n dominee wat belangriker is, of 'n geestelike leier wat belangrik is, die ander is nie. Dit hang nie af van die grootte van 'n gemeente, hoe belangrik jy is nie, hoe klein dit is nie wat saak maak nie. Die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op gelyke voet, sê hy, God sal elkeen beloon volgens sy werk. En julle sien, dis wat my belangrik is, sien dit raak. Hy sê, dit is nie mense wat my moet beoordeel nie, of ek goed of sleg is nie, en of ek nou aan die standaard voldoen wat daar vanuit 'n wêreldse oogpunt vir ons gestel word nie. Hy sê, God oordeel oor my lewe. Hy sê dit op 'n ander plek. Ek gaan nie dat julle my oordeel nie. Die Here ken my en die Here oordeel oor my lewe. Ek gaan nie vir julle toelaat om vir my te sê hoe goed of hoe sleg ek is nie. Ons is medewerkers in diens van God. En nou kom Paulus en hy gebruik sommer 'n voorbeeld. Hy sê, julle is die saailand van God. Met ander woorde, ons is mede-arbeiders, almal wat binne hierdie saailand werk, maar julle is die saailand. En nou wil Paulus nog iets belangrik sê, maar hy vind dat die saailand beeld gaan nie vir hom help daarmee nie. En nou gaan hy oor na 'n volgende beeld toe. Hy sê, maar julle is ook die gebou van God. Julle is ook 'n gebou. En nou wil hy 'n ander punt maak. So met ander woorde, binne 'n geloofsgemeenskap is Jesus die opperherder. Hy is die hoof. Ons is sy kudde en ons is die wat aan hom behoort. Nie 'n dominee nie, nie 'n geestelike leier nie. Hy is en bly die een wat ons lei. Nou gaan hy oor na die geboubeeld om iets belangriks te sê. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar hy moet mooi kyk. Hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie, en die fondament is Jesus.
Of dit nou goud, silwer of edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op hierdie fondament bou, elkeen se werk sal in die lig kom. Ek wil hê julle moet hierdie belangrike ding raak sien waarom ek in die begin vir julle gesê het, dit gaan nie oor hoeveel ons vir die Here doen nie, dit gaan oor die kwaliteit van wat ons vir hom doen. En kan ek nou maar vir julle sê, waaroor gaan dit vir die Here? Oor jou en my persoonlike, ons getrouheid aan hom. Ons getrouheid aan hom, om vir hom te lewe. Dit gaan nie om 'n klomp dinge te doen nie. Gaan nie om te sê, ons het 'n Bybelstudie, en ons het eredienste op al hierdie plekke nie, en kom ons maak 'n lys van al die goed waarop ons kan roem. Ons kan nie daaraan roem nie, want dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan vir Paulus daaroor dat jy en ek elkeen persoonlik sal verstaan dat ons getrouheid en die kwaliteit van ons liefde. Daarom, al sou ek baie dinge die taal hê van 'n engel om te oor die hele wêreld te kan praat. Al sou ek geloof hê om berge te versit, al sou ek my liggaam verbrand tot as, maar ek het nie lief nie. Lief soos God nie, dan is ek niks. Dan gaan hy verder om te sê, die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk het. Dit is asof Paulus verstaan dat binne 'n geloofsgemeenskap snap nie almal hoe belangrik die kwaliteit van hulle lewe is nie. En daarom gaan jy maar 'n gelowige wees wat hier inkom en uitgaan, en jy gaan nie regtig veel verander in jou lewe nie, maar die dag waarop Jesus terugkom, want onthou nou, die tempel is jy. Die tempel is nie net ons saam ook nie, maar die tempel is jy, en as jy die tempel van God verwaarloos, as jy nie uiteindelik verander om te word wat hy wil hê jy moet wees nie, dan is dit wanneer jy uiteindelik, en ek gaan nou net vir julle wys, Paulus sê, daar gaan iets met jou gebeur, kyk wat gebeur met jou. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Nou hierdie straf, die woordjie wat Paulus hier gebruik, is nie om te sê dat God jou slaan nie. Dit is om te sê dat jy gaan die gevolge dra, van die feit dat jy nie word wie die Here wil hê jy moet wees nie. As jy 'n verharde mens is, sal jy verhardheid beleef word deur jouself. As jy ons vergewensgesindheid is, dan sal jy op die ou end ook dit beleef. Dit is amper daai gedagte van boontjie kry sy loontjie, maar dis nie heeltemal dit nie, want dis nie hoe God werk nie. Maar dit kom daarop neer dat die gevolge van my lewe, van my karakter en van my menswees, gaan 'n gevolge op myself hê. Dit is wat daai teks sê. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, interessant, hierdie wêreld se maatstaf van, ek is 'n goeie mens, en ek is suksesvol, en ek doen alles reg, en ek doen baie meer as daai ene, en ek dank die Here dat ek nie so sleg soos hierdie tollenaar is nie. Daai tipe van gesindheid, van ek het 'n maatstaf waarin ek myself meet wat so wêrelds is, dis nie God se maatstaf nie. As hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word, sodat hy werklik 'n wyse mens kan wees. En weet julle wat beteken dit om dwaas te word in die oë van die Here? Is om by die punt te kom en te besef, soos Paulus, ek is die grootste sondaar van alle mense, waarom sal ek op iemand anders te neersien of myself hoor as iemand anders te ag? Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid voor God, en daar staan tog geskrywe, hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne. Nou Paulus praat hier van mense in daardie geloofsgemeenskap, wat so eie wys was in terme van hierdie wêreldse maatstaf, wat hulle op hulle self en die geloofsgemeenskap toepas. Dis nie God se maatstaf nie, dis nie wat tel nie.
En ek gaan nou vir julle 'n prentjie probeer gee van dit, wat dit alles beteken. En op 'n ander plek sê hy, die Here ken die gedagtes van die wyse mense en hy weet dit beteken niks. En daarom moet niemand op mense roem nie. Ek is terug by, ons behoort almal aan Jesus Christus. Alles behoort aan julle. Nou Paulus kom hier om te sê, besop nou net, julle het baie verantwoordelikheid. Julle het baie verantwoordelikheid, want die Here het in sy genade aan julle toevertrou. Alles behoort aan julle. Of dit Paulus, Apollos of Cephas of die wêreld of lewe of dood of hede of toekoms is, alles behoort aan julle, want God gee dit aan ons, maar moet nooit vergeet nie, julle behoort aan Christus en Christus aan God. Nou volgende Sondag is daar 'n mooi troostboodskap wat die Here op my hart gelê het wat ek met julle deel. Dit gaan by hierdie vers aansluit. Julle behoort aan Christus en wat dit beteken. Maar voordat ons daarby kom, moet ek nou met julle hierdie ding, ek wil vir julle 'n prentjie gee van hoe ons nie aan onsself of aan die gemeente as 'n geloofsgemeenskap moet dink nie. Onthou nou, hou nou in gedagte, wat tel vir die Here? Julle. Julle is die tempel van God. Julle is die saailand. Dis wat vir hom tel. Nie wat ons dink wat tel nie. Kom ek sê vir julle wat is die fout wat ons maak. Toe ek by Kingfisher was en ons gemeentes gemobiliseer het, en in daardie era, ek weet nie of julle dit sal onthou nie, die van julle wat nou miskien meer dominee sal dit onthou as wat lidmate dit sal onthou, maar dit is die era van wat in die Engels bekend gestaan het as church growth. Alles het gegaan oor kerkgroei. Alles het gegaan oor getalle. En dis hoekom ek wil nou vir julle so wys, dat as 'n mens nou aan die kerk van die Here dink, dan is dit die wêreldse manier en maatstaf waaroor ons in die kerk dink. Nie te sê dat hierdie goed nie belangrik is nie, dis nie wat ek sê nie. Dit is belangrik en ek kom self persoonlik uit makrogemeentes uit, ek was in Driehoek gemeente, ons was 5 dominees gewees, groot gebou gehad, en dit was maar die lekkerste ding om na mense wat daar kom te sê, gaan kyk hoe groot is ons kerk. Hy was seker 3-4 keer groter as hierdie ene, maar dit maak nie, vandag besef ek net hoe belaglik dit is, want waarop het ek gefokus? Op grootte, op getalle, né? Dis die eerste ding wat ek gou-gou vir julle wil sê. Ons dink dit gaan oor getalle. Dit gaan oor hoeveel ons is, waar ons ook al is. En toe ek in die platteland was, in Esperance was ons 70, daar in Lake King was ons 7 of 8 mense. Wat maak dit saak? Weet julle, want ek gaan nou vir julle wys wat vir God tel, is nie dit nie. Nie getalle van mense nie. Ons dink dit is wat eintlik 'n kerk maak, wat dit moeite werd maak om te kom. Partykeer ry mens by 'n gemeente verby, daar staan so 2-3 karretjies en dan sê ons, "Hy fooi tog." En ek weet ook as dominees by synodes in Suid-Afrika gekom het, dan was daar so die gesprek gewees van hoeveel lidmate het jy nou al en hoeveel het jy? En dan daar was een dominee gewees wat gesê het, hoorie so, ons is nie baie nie, maar ons is lief vir mekaar. Dit gaan nie oor getalle nie, julle. Partykeer sê mense vir my, ja, en daar was 'n tyd gewees toe ons stoele hier ingedra het. En dit was so. Maar beteken dit dat die Here minder hier is as wat hy daai tyd hier was? Nee. As 'n mens getalle het, dan is die volgende fout wat ons maak, ons dink dit gaan oor geld. Dis maar net menslik dat ons so dink, hoor. Want dan kan ons mos meer vir die Here doen. Ons gaan offergawes opneem en as ons baie meer geld het, dan gaan ons nou baie meer vir die Here kan doen. So met ander woorde, die gee van jou tiende en offergawe en dankoffer en al daai dinge word dan te sprake en daarom roem die kerke op hulle begrotings van miljoene en miljoene. Ek kan vir julle sê kerkraadsvergaderings, groot deel van kerkraadsvergaderings gaan altyd oor finansies. Vir God gaan dit nie oor geld nie. Gaan nie vir die Here oor geld nie. En as mens dink jy het geld, wat is die volgende gee? Ons wil 'n gebou bou. Ek het dit oral gevind. Sodra daar genoeg mense, genoeg geld is, wat is die volgende ding? Ons bou 'n gebou. En dan word die gebou die kerk. Dit word die plek wat ons sien. Hy word so 2-3 keer in 'n week gebruik, of dalk in 'n Sondag, maar daai gebou is die kerk. Tel nie vir God nie.
Ons het die voorreg, dank die Here vir hierdie gebou van die 7-daagse ateljee wat ons kan gebruik, maar ons hoef nie 'n gebou te hê nie. Ek wil net vir julle sê, interessantheid, ek Google op 'n stadium, Perth Afrikaanse Kerk. Sê vir my iets oor die Perth Afrikaanse Kerk. In die eerste paragraaf hier staan daar, dis 'n klomp Afrikaanse gelowiges, maar interessant, hulle het nie 'n kerk gebou nie. Dis 'n goeie ding, hoor. Dis nie 'n verlies nie. Dis 'n goeie ding, want ons mag nie onsself sien as dat ons identiteit in 'n gebou is met 'n mooi embleem hiervoor. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek wil graag vir julle sê, dat ek net so sê, al daai dinge, nie dat dit verkeerd is nie, maar dit lei tot, en dit is die versoeking dat dit kan lei tot selfverheerliking. Dat ons wil sê, kyk hoe baie is ons, kyk hoeveel geld het ons, en kyk wat 'n mooi geboue het ons, en dis hoekom ons is die kerk. Baie beter as die ander gemeentes. As ons so dink, moet daar onmiddellike rooi lig by ons opgaan. Dis nie wat vir God tel nie. Kom ek sê vir julle wat vir die Here tel. En hierdie is interessant, terwyl ons nou in Lyking was, het iemand hierdie opmerking gemaak. Ek het toe Donnie Marius hier bevestig is, het ek vir julle gesê, dit gaan nie oor geld, getalle geld en geboue nie. En die persoon sê vir my, hy het net gewonder daaroor. En daar 3 woorde by hom opgekom. Nou aanvanklik het ek gedink, hierdie 3 woorde het niks met mekaar te doen nie. Maar toe gaan dink ek daaroor. En ek besef toe, maar die Here het aan hierdie persoon iets openbaar wat ek met julle moet oor praat. En kom ek sê vir julle wat die Here aan hom openbaar het. Hy het gesê, dit gaan oor die Gees, nie oor getalle nie. Een Gees, nie baie mense nie. Een Gees. Een Gees van God. Dis wat kerk is. Dis wat 'n geloofsgemeenskap is. Dis die Heilige Gees wat ons saam wees, als die moeite werd maak. En of ons 2 of 3 is, ek gaan nie omgee as julle by die huis wil bly nie. As julle by die see wil sit en eerder dink aan die gemeente nie. Maar ons wat hier is saam met hierdie een Gees. En dis wat dit kerk maak. Paulus sê, ons is almal deur dieselfde Gees deurdrenk. En jy sal self weet, hy het so baie gemaak van die feit dat die Heilige Gees is die een in en deur wie ons lewe. Die tweede G, en dit het met ons te doen. Weereens, gaan nie oor hoeveel geld ons het nie, maar hoe getrou jy is met die min wat die Here in sy liefde aan jou en my toevertrou het. Ek kan nou vandag vir julle sê, net so rukkie terug het Donnie Marius die boodskap gehad oor Gideon. Die Here het hierdie groot weermag gehad en die Here het vir hom gesê, maak minder, tot daar op die ou klein getalletjie oorgebly het. En ek kan nou vir julle sê, as die Here dit in die Ou Testament gedoen het, is presies wat hy vandag nog doen, want hy wil sê, julle krag lê nie in julle getalle nie. Julle krag lê in julle getrouheid. Oor min was jy getrou en oor veel sal ek vir jou aanstel, as jy my kind is en gehoorsaam is en my liefhet. As jy, omdat jy my liefhet, nie vuil taal gebruik nie, omdat jy my liefhet, nie oneerlik sal wees nie, omdat jy my liefhet, ander mense sal hoor, ag as jouself. Dis daai getrouheid wat die Here by ons soek. Wat vra hy van my as 'n leraar? Dat ek nie sal kla om te ry en te gaan waar God se kinders is, om vir hulle hierdie waarhede te leer nie. Geloof is die laaste ene. Want wat is vir die Here uiteindelik die mees belangrikste vir almal van ons? Want ek onthou nou het gesê het gaan oor julle, is dat jy 'n gelowige moet wees. 'n Gelowige wat gewortel is in Jesus. Slegte mense, wêreldse mense kan ook goeie vrugte dra. Maar as jy en ek goeie vrugte dra, is dit nie om onsself te verheerlik nie, maar om Jesus te verheerlik. Om Jesus se naam groot te maak in die wêreld. En daarom wil ek net daai 2 prentjies vir julle wys, en dan gaan ek nou afsluit. Ek maak nou soos Donnie Marius, né? Begin nou, ek leer by jou Marius,
as jy kyk ook hierna. Ek gaan nou afsluit deur vir julle te sê, kyk na daai prentjie wat ek daar het. Dit is waar ek en Lisel die afgelope 2 weke was en wat ook by Dalwallenu ook plaasgevind het. Wat sien julle? Jyse mense, ek is ook daar so iewers, daar in een van die prentjies daarom. Maar hierdie is maar net 4 van die 10 bedieningspunte wat die Here aan ons toevertrou het. Daar's nog 6 ander prentjies wat moet bykom, onder andere onsself. Sien julle die mense? Sien julle julleself? Dis julle wat vir die Here tel. Ek gaan dat Paulus vir ons afsluit. Net voor hierdie gedeelte sê hy vir hierdie gemeente die volgende, en kan ek sommer vir julle vra, as Paulus dit vir ons sê, wil ek hê, jy moet ook sê, ek gaan soos Paulus net die volgende doen. Ek gaan soos Paulus net die volgende doen. Hy sê vir hierdie gemeente, wat my betref, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek beïndruk julle nie met wat ek sê nie. En ek bid die Here dat dit nooit is hoe geleerde klink wat julle sal beïndruk nie. Paulus sê sy getrouheid is net die volgende. Ek het my voorgeneem, en dit is ook my voorneme, om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus nie. As Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Waarom wel oor hom as die gekruisigde? Dat jy kan verstaan hoe lief hy jou het. Dat jy kan verstaan wat het hy prys gegee, sodat jy sy kind kan wees, en dat jy in 'n verhouding met hom kan lewe. Maar hy praat ook oor die Gees. Hy sê, bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. En die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis vir my die grootste troos. Die Gees is hier. Die Gees oortuig julle. Die Gees bevestig in julle hart dat dit die waarheid is. En dan die belangrikste, verstaan dat jou geloof is dis nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die liefdevolle krag van God. Dis hoekom jy glo, dis hoekom jy vanoggend hier is. Dis waarom as jy hier uitstap, jy nog steeds sal glo. Glo aan 'n Christelike geloofsgemeenskap, maar in Jesus, in die Vader, in die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat ons vanoggend so saam kon wees. Dankie Here vir u woord, u Heilige Gees, vir die getrouheid wat u in ons bewerk deur u Gees, en uiteindelik die geloof wat u in ons verwek deur u Gees. Dit is net wat u kan doen. U het so van Nikodemus ook gesê, en ons verstaan dit, Here. Ons verstaan dit dat ek is wie ek is, uit genade uit. Nie omdat ek so goed is nie, nie omdat ek so slim is nie, maar omdat u ons eerste lief gehad het. Here, as Perth Afrikaanse Kerk, as die plattelandse Afrikaanse Kerk, reg oor Wes-Australië, wil ons voor u buig, u aanbid, u lief hê. Ons wil ons lewens aan u toewy in opregtheid en eerlikheid. Ons wil in eenvoud, Here, soos ons sê, vir u lewe,
En ons wil met ons in ons eie persoon en in ons eie menswees en ons eie karakter meer en meer word wie U is. Soos Johannes die Doper gesê het, mag U meer word en ek minder. Leer ons om nederig te wees, Here. Leer ons om te weet dat ons niks verloor in die wêreld om net te sê wat ander mense is belangriker as ons nie. Maar dankie vir wat U in ons toevertrou. Dankie dat U nie kyk na hoeveelheid nie, maar na getrouheid. En daarom bid ons dat U ons sal seën om vir U tot seën te wees. Dat U ons grondgebied sal vergroot, Here, sodat U koninkryk in Wes-Australië kan kom in al die samelewingsverbande waar U ons as sout en as lig gebruik. En ons bid, Here, en dis miskien die mooiste van die Jabes gebed wat ek in my eie hart ook so bid. Here, gee dat my lewe nie tot smart van enige iemand sal wees nie. Vader, hoor net, ek sal weer dit bid. Gee dat my lewe nie tot smart van iemand sal wees nie, maar tot die verheerliking, Here, van U naam. Dit bid ons in Jesus se naam alleen. Amen. As jy daar's geleentheid om ons offergawe vir die Here te gee. Onse Vader, ons het uit die woord geleer dat hierdie wat ons gee, dis nie wat regtig tel nie. Maar dit is tog die bewys van die liefde wat ons vir U het. En as ons kan bid, is dat U dit wat ons bied sal gebruik om uiteindelik waar U Gees werk, waar getrouheid gewek kan word en wat geloof as 'n vrug kan na vore kom, dat dit wat ons gee, daarvoor gebruik sal word. Here, dat ons as U gemeente net met dit in oog sal lewe. As daar meer geld is, dat ons meer mense sal wil bereik, meer plekke sal wil bedien met die liefde wat U vir hulle het. Dit is ook ons wens en begeerte saam met U. In Jesus se naam, amen. Ons sê baie dankie julle. Nou in die lied wat ons nou gaan sing, sal julle sien ek het die laaste versie of die laaste strofe of sinnetjie het ek onderstreep, want ek wil hê in die lig van wat ons nou gesê het, dat dit gaan oor jou en my en ons lewe vir die Here. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied wat ons so goed ken, maar let op daai laaste sinnetjie wat jy sê, hoor? Kom ons staan en sing ons dit saam. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons
saam, tot die hele wêreld kan jubel oor uw naam. Mag uw lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hulseer, tot die hele wêreld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons bied, eer u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons giet. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil om u te eer, tot die hele wêreld kan juich dat u regeer. Laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier Daar sê daai hoë noot waarop ons afsluit. Julle moet weet dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou is en bly waar jy ook al gaan. Amen. Baie dankie julle, mooi dag vir ons. Of a king.